Hierdie is Straatwys. Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. En daar is iets snaaks aan die mens se ego. Dis soos daai showcase wat ek onthou van my ouma wat daar in die sitkamer gestaan het en dit is 'n koper potjies ingehaat wat niemand gebruik nie, maar iemand het elke week 2-3 keer dit moes blink vryf met braaser. Dit moes afgestof en poleer geword het net sodat dit kan skitter. Nou baie mense se ego werk net so. Dis voltydse werk vir almal om hulle om heeltyd hulle blink te hou. Om vir hulle te sê hulle lyk goed en mooi, om vir hulle te sê hulle is reg, om vir hulle aandag te gee, vir hulle die erkenning te gee en vir hulle die applous te gee. En die probleem is, mens raak moeg, want niemand kan permanent daai showcase die heeltyd oppas en blink poets nie. En ek praat baie oor die ego en baie mense vra vir my, maar hoe erken ek dit in myself? En miskien is hierdie 'n paar voorbeelde van hoe jy kan erken wanneer jou ego 'n rol begin speel. Nou die een ding van die ego is, ek sê altyd dit is een van daai mannetjies wat op jou skouer is. Dis nie 'n ding nie, dis daai stemmetjie binne in jou wat jou dryf. En een van die dryfvere van die ego is, die ego wil altyd gedien word. Niks is ooit hulle skuld nie. As iets verkeerd gaan, is dit altyd iemand anders se skuld. Dis of my ex, of die regering, of die verkeer, of my kinders, of 'n kollega, of my baas, of die wêreld daar buitekant. Maar verantwoordelikheid in die lewe en volwassenheid vra nederigheid. En nederigheid is nie lekker vir die ego nie. Dit voel vir die ego asof dit hom op 'n manier beperk en hom laat doodgaan. Die ego wil ook verder alles beheer. En ons weet die lewe werk nie so nie. Die lewe is soos water. Dit vloei en dit verander, dit beweeg. Maar mense met groot egos probeer alles vries in blokkies wat hulle kan beheer, daardie water. Hulle wil mense beheer en verhoudings beheer en uitkomste beheer en selfs God probeer voorskryf. En dan wonder ons hoekom alles rondom sulke mense koud raak. Want ys lyk sterk, maar dit het geen lewe in hom nie. Die ego aan die ander kant gun ook niemand anders geluk nie. Want iemand anders se sukses en geluk voel vir hulle asof hulle self iets verloor as iemand anders gelukkig of suksesvol is. As iemand anders blink, voel hulle dowwer. As iemand anders wen, voel hulle kleiner en soos verloders. So hulle kritiseer en hulle kla en hulle trek mense af. Want ongesonde ego kan nie saam fees vier nie. Dit kompeteer die hele liewe tyd met ander mense. En dan is daar die selfsugtigheid ook van die ego. Jy sien dit oral. Mense wat dink en almal se lewens moet stop vir hulle behoeftes. Amper soos daardie blouligbrigades wat ons ken van ministers en burgemeesters wat rondjaag en almal moet net vir hulle plek maak. Selfs in die verkeer sien jy dit, waar mense voel, maar my tyd is belangriker, my probleme is groter, my frustrasie gee my die eerste en belangrikste reg. En die gevaarlikste ding van die ego is, die ego vat alles wat gebeur persoonlik op. Iemand kyk snaaks vir my en dan dink jy, dit gaan oor my. Of iemand raak stil en jy dink, dis oor my. Of iemand antwoord kort en dan dink jy, dit gaan oor my. 'n Groot ego trek alles daar hulle toe aan. Selfs goed wat niks met hulle te doen het nie, beïnvloed hulle lewens. En weet jy wat gebeur uiteindelik? Die ego beskerm jou dalk so baie dat dit jou alleen laat. Want mense raak moeg vir beheer, mense raak moeg vir kompetisie en om die heeltyd iemand anders se selfbeeld te moet dra. En dalk is dit hoekom baie mense so eensaam en ongelukkig is vandag. Nie omdat iemand hulle nie liefhet nie, maar omdat die ego so 'n muur tussen hulle en ander gebou het. Nou dink vir 'n oomblik aan Jesus, die een wat ons almal sê ons navolg. Hy het nooit die kolle gesoek nie. Hy het nooit mense beheer nie. Hy het nooit sy mag misbruik nie. Hy het mense laat kies, selfs vir Judas, selfs die mense wat hom gekruisig het. Dis hoekom hy in Johannes 13 die disippels se voete was, want liefde probeer nie bo mense staan nie, liefde buig neer. Filippense 2 sê, moenie net aan julle eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dis amper asof ware vrede begin, wanneer die ego stil gemaak word. Want hoe meer jy jouself probeer beskerm, verhoog en verdedig, hoe meer gespanne raak jy. Maar hoe meer jy loslaat, hoe ligter raak jou siel en hoe meer kan jy liefde leef in die voorbeeld van Jesus.
Miskien is ware geestelike groei nie om groter te word nie. Miskien is dit om minder vol van jouself te raak, sodat daar meer plek vir God, liefde en ander mense in jou lewe kan wees. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.